Lag is beter as medisyne. Ek lees in Spreuke 17 vers 22. 'n Vrolike mens is 'n gesonde mens. 'n Neerslagtige mens raak uitgeput. Nou, ons het almal al die uitdrukking gehoor, lag is die beste medisyne. Maar eintlik dink ek dis beter as medisyne, want medisyne werk eers na jy siek is. Lag werk voor, tydens en na. Navorsers by Loma Linda het gevind dat mense wie se liggame nog nie eens gelag het nie, want hulle het net geweet 'n snaakse video wag op hulle. Se streshormone, al die hormone wat gepaard gaan in daardie tyd soos kortisol, adrenalien en selfs ook dopamine, dat dit reeds daal nog voor die lag-episode en eerste giggel. So lag is voorkomend, omdat die verwagting van vreugde jou liggaam alreeds begin genees. En daarna, 'n onlangse oorsigstudie wat 8 kliniese proewe saamgevoeg het bevind dat lagintervensies, kortisol vlakke, dis daai streshormoon, betekenisvol laat daal het na die lag self. Lag is dus ook nawerkend. Die effek hou aan lank nadat die grap verby is. So voorkomend en nawerkend is presies wat die skrywer van Spreuke al duisende jare gelede geweet het, sonder laboratoriums en sonder statistieke. 'n Vrolike hart is nie net 'n gevoelie. Dis 'n geneesmiddel wat God self in ons ingebou het. En dalk is dit hoekom Jesus so dikwels by tafels was, by etes was, want dis tussen mense wat dan lag, wat saam gesels. En vreugde was nooit ligsinnig vir hom nie, maar eerder deel van hoe hy mense herstel het. 'n Lag is nie 'n ontvlugting van die lewe se erns nie. 'n Lag is God se genadige manier om ons voor te berei van en te laat herstel na elke swaar dag. So dink 'n bietjie waar en wanneer jy laas echt gelag het. Dalk moet jy vanaand sommer net 'n komedie kyk of iets op YouTube kyk wat jou laat lag. Ek sien die mense kyk baie keer die snaakse video's van diertjies wat goeters aanjaag, hondjies wat oor goed spring of in 'n deur vashardloop en dis meer. En dit is interessant hoe die navorsing wys hoe dit mense se gemoed verbeter. En het jy opgemerk hoe dit jou laat voel daarna? Jy sal dit beleef. So sê sommer vir God ook dankie dat hy vreugde in ons ingebou het, as 'n beskerming en ook as genesing. Lag weer en lag meer. Leef geïnspireerd.